Rigters, hoofstuk 7. Vroeg die oggend het Gideon, wat ook Jerubbaal genoem word, saam met al die manskappe gereed gemaak. Daar by En-Garot het hulle kamp opgeslaan. Noord van hulle, naby die koppie More, wat leraar of waarsêer beteken, het die Midianitiese kamp in die vlakte gestaan. En die Here sê vir Gideon: jy het heeltemal te veel manne by jou. Indien ek die Midianite in hulle hand oorgee, sal hulle later daarop roem en sê, deur my eie krag het ek hulle oorwin. Jy moet dan nou die volgende in hulle teenwoordigheid afkondig. Enige man wat voel dat hy bang is en dat sy moed besig is om hom te begewe, moet liewer omdraai en van die berg Gilead afgaan. Daar het toe 22.000 manne huis toe gegaan, terwyl 10.000 agtergebly het. Maar die Here sê vir Gideon: hulle is nog heeltemal te veel manne. Bring hulle af na die water waar ek hulle verder sal uitsoek. Kyk, die een wat ek aan jou uitwys om saam te gaan, moet saamgaan, en die een wat ek uitwys om huis toe te gaan, moet huis toe gaan. Toe het Gideon hulle na die water toe geneem, en die Here het vir hom gesê: hou die manne wat afgaan en met die tong water oplek soos 'n hond doen aan die een kant, en die wat op hulle knieë gaan om water te drink aan die ander kant. 300 manne het die water opgelek met die hand na die mond. Die res het op hulle knieë gegaan. En die Here het vir Gideon gesê: ek sal die 300 man gebruik wat die water opgelek het met die hand om Israel te verlos van die Midianite. Die res moet jy terugstuur huis toe. Gideon het die padkos en ramshorings by die manskappe van Israel afgeneem en hulle terug huis toegestuur. Die ander 300 manne het hy egter by hom gehou. Onderkant hom, in die vlakte, het die Midianitiese kamp gestaan. In daardie nag het die Here met Gideon gepraat: jy moet opstaan en afgaan na hulle kamp. Kyk, ek gee dit in jou hand. Indien jy onseker en bang voel om dit te doen, moet jy en Pura, jou dienaar, eers alleen afgaan na die kamp. Daar moet jy mooi luister wat hulle gesels. Dit sal jou moed gee om af te gaan en hulle aan te val. Daarop het Gideon en Pura, sy dienaar, afgeslyp tot by die kant van die kamp. Dit het gelyk soos 'n groot swerm sprinkane waar die Midianite, Amalekiete en die Oosterse mense kamp opgeslaan het. So baie was hulle. Hulle kamele was ook so baie soos die sand op die strand, te veel om te tel. Toe Gideon en Pura daar kom, hoor hulle hoe die een man met 'n ander man gesels. Kyk, ek het 'n snaakse droom gehad. In my droom sien ek hoe 'n ronde garsbrood hier in die Midianitiese kamp ingerol kom. Dit het een van die tente getref. Toe val die tent om. En die ander man antwoord hom: dit moet die swaard van Gideon, die seun van Joas, daardie Israeliet wees. God het beslis die hele kamp van die Midianite in sy hand oorgegee. Met die aanhoor van die droom en die uitleg daarvan, het Gideon die Here aanbid. Daarop is hy reguit terug na die Israelitiese kamp, en hy het vir hulle gesê: julle moet opstaan en klaarmaak, want die kamp van die Midianite is deur die Here in julle hand oorgegee. Die 300 manne is toe deur Gideon in 3 afdelings ingedeel. Vir elke man het hy 'n ramshoring gegee. Hy het ook vir hulle leekruike gegee waarin daar fakkels gesit is. Toe sê hy vir hulle: julle moet mooi kyk wat ek doen wanneer ons by die kant van hulle kamp kom, en dan moet julle dit ook doen. Wanneer ek en die manne wat by my is op die ramshorings blaas, moet julle dit ook rondom die kamp doen. Dan moet julle hardop uitroep: dit is vir die Here en vir Gideon. Hier teen die middelste nagwaak, rondom middernag, het Gideon en die 100 man wat saam met hom was, die kant van die kamp bereik. Die wagte het pas geruil. Daarop het hulle op die ramshorings geblaas en die kruike in hulle hande stikkend gebreek. Die 3 afdelings het almal op hulle ramshorings geblaas en die kruike in hulle hande gebreek, waarop hulle toe uitroep: dit is die swaard van die Here en van Gideon. Reg rondom die kamp het die manne op hulle plekke bly staan, terwyl die mense in die kamp verward heen en weer gehardloop het. Hulle het al skreeuwend gevlug.
Die oomblik toe daar op die ramshoring geblaas is, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig in die kamp. Daarop het hulle in die rigting van Sereda gevlug tot by Betsita en tot so ver as die kant van Abel Mehola wat naby Tabat geleë is. Toe het Gideon al die manne van Israel wat in Naftali, Aser en Manasse was opgeroep en hulle is agter die Midianiete aan. In die bergwêreld van Efraim het Gideon die volgende boodskap rondgestuur: Julle moet aftrek na die Jordaan tot so ver as Betbara en al die toegangsweë afsny van die Midianiete. Oreb en Seeb, twee van die Midianitiese bevelvoerders, is gevange geneem. Hulle het Oreb by die rots Oreb doodgemaak en by die parskyp van Seeb is Seeb doodgemaak. Die Midianiete is verder agterna gesit. Van die ander kant van die Jordaanrivier af is Oreb en Seeb se hoofde na Gideon toe teruggebring.